Goeiedag geliefde, kan jy glo dis al Vrydag. 2026 is besig om vinnig aan te stap. Ek hoop jy het al jou Kersinkopies gaan doen. Dis tyd. Voor jy weet is dit weer Kersfees. Ons gesels oor nuwejaarsvoornemens of voornemens. En vandag wil ek net so rondom die woord kuier oor wanneer is 'n voorneme die moeite werd. Om ons te lei in hierdie gesprek, sluit ons aan by die teks wat ons maandagoggend gelees het. Kolossense 3 vers 15 tot 17 hierdie keer. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Watter van jou voornemens is die moeite werd? Is dit daardie wat jou liggaamlik of geestelik of emosioneel gelukkiger maak? Wat jou liggaamlik miskien gesonder los? Is dit daardie voornemens wat jou en jou gesin miskien veiliger maak of veiliger laat voel? Of is dit daardie voornemens wat jou laat dink dat jy 'n meer impakvolle lewe kan hê? Natuurlik is dit alles belangrik. Maar vandag leer ons waaroor dit werklik gaan. Wanneer is alles werklik die moeite werd? En die woord sê dat die vrede van Christus die deurslag moet gee in ons lewens. So 'n voorneme om in en uit en deur en vir die vrede van Christus te lewe. Dit is die moeite werd. Gaan lees gerus net weer hierdie teks en kyk alles wat hy hier noem. Bo alles sê hy dat jy met die vrede van Christus begin beliggaam waar jy ook al is. Ophou met skinder. Ophou met sleg praat. Ophou met altyd sommer net negatief reageer. Ophou met moeilikheid soek. Ophou met moeilikheid maak. Want dit is alles onvrede dinge. Maar die vrede van Christus moet in jou lewe die deurslag gee. En dan gee hy 'n besondere sleutel. Wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. In die naam van die Here Jesus. En ek bid so dat elke mens, voordat ons enigiets doen, voordat ons enigiets sê, vir onsself sal vra. Kan ek hierdie wat ek nou gaan sê, hierdie wat ek nou gaan doen, kan ek sê, ek doen dit in die naam van die Here Jesus Christus. Die wonderlikste voorneme sou wees, as ek en jy in alle omstandighede, in alles wat ons doen, in alles wat ons aanpak, in alles wat ons bereik, in alles wat ons vir mekaar en vir ander mense wil sê, dit sal kan met vrymoedigheid sê en doen in die naam van die Here Jesus Christus. So voordat jy dink, voordat jy doen, voordat jy sê, dink 'n bietjie, is ek bereid om te sê, wat ek van jou sê, sê ek in die naam van die Here Jesus Christus. Wat ek aan jou doen, doen ek in die naam van die Here Jesus Christus. Mag dit ons voorneme wees, om alles wat ons doen en sê so aan te pak, sodat die vrede van Christus oor ons en almal rond ons sal kom. Dat dit die deurslag sal gee. In hierdie wêreld van onvrede, van ongelukkigheid, van donker, van twyfel, is dit 'n broodnodige resep. En dit lê in jou en my voorneme vandag. Om alles wat ons doen, in die naam van die Here Jesus Christus te doen. Of sê. Dink weer oor jou voorneme. En begin 'n nuwe pad. Shalom.